vergeet van die gejaag by die werk van die dag, en ons berei ons harte voor vir hierdie erediens vanaand dan ook, om te hoor wat God vir ons sê, oor hoe ons uiteindelik ook Hemelvaart prakties kan deel maak van elke dag se lewe. So ons gaan vir so 'n oomblik net stil word, en dan wanneer ek opstaan, gaan ons spontaan, kan u saam met my opstaan, en dan sing ons spontaan ons toetrede lied, Gesang 163, soos 'n wildspok wat smag. Maar kom ons raak net eers 'n oomblik stil. God sê vir ons, kom na my toe, dat julle gered kan word. Almal op die aarde, want ek is God, daar is geen ander nie. Gemeente, genade en vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons Verlosser. Amen. Kom ons antwoord op die Here se seën met 'n lofgesang. Ons sing Gesang 215, besing die lof van Jesus saam, en ons sing al 50 verse, waarna u sitplek kan inneem.
Watter soort mense beïndruk jou? Gee jy dalk voorkeur aan goeie mense of mooi mense? Broers en susters, Paulus was bewus daarvan dat lidmate baie gelei het onder vervolging en ook finansiëel swaar gekry het. En Paulus verstaan dat aanhoudende swaar kry 'n mens kan uitmergel sodat jy moedeloos raak en uiteindelik tou wil opgooi. En daarom herinner hy ons in Tessalonisense dat volharding berus op geloofsvertroue. En die energie wat jy kry om aan te hou, stry vir wat goed en reg is geleë in ons geloof. Hoor wat sê 2 Tessalonisense 1 vers 3 tot 12. Soos dit gepas is, moet ons God altyd oor julle dank, broers, omdat julle geloof uitermate groei, en een en almal van julle se liefde vir mekaar toeneem. Daarom spog ons op ons beurt onder die gemeentes van God oor julle volharding en geloofsvertroue, te midde van al die vervolging en verdrukking wat julle verduur. Dit is 'n bewys van die regverdige oordeel van God, dat julle waardig geag word vir die koninkryk van God, terwille waarvan julle ook ly. Dit is inderdaad vir God reg om diegene wat julle verdruk met verdrukking te vergeld, en verligting te gee aan julle wat saam met ons verdruk word. Hy sal dit doen deur die openbaring van die Here Jesus Christus, van die Here Jesus uit die hemel saam met sy magtige engele, in 'n vuurvlam, terwyl hy wraak uitoefen op hulle wat God nie erken, en die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam nie. Hulle sal gestraf word met ewige vernietiging, weg van die aangesig van die Here en sy magtige heerlikheid. Dit sal gebeur op daardie dag wanneer hy kom om deur sy heiliges verheerlik te word. Ja, om deur alle gelowiges bewonder te word, omdat ons getuies teenoor julle geglo is. Met die oog hierop bid ons ook altyd vir julle, dat ons God julle vir hierdie roeping waardig sal ag, en dat hy deur sy krag al julle goeie begeertes en geloofsdade ten volle sal verwesenlik, sodat die naam van ons Here Jesus onder julle verheerlik kan word, en julle in hom verheerliking word, op grond van die genade van ons God en die Here Jesus Christus. Broers en susters, terwyl ons so sit, kom ons bid en sing saam Gesang 266.
Ons skriflesing vanaand kom uit 2 gedeeltes, Handelinge 1 vers 9 tot 11 en dan ook Lukas 24 vers 50 tot 53. Jesus se hemelvaart. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? En dan uit Lukas 24. Daarna het hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Tot sover ons skriflesing. Broers en susters, wie 'n kind van God is, luister na die woorde van God en rig ook hulle lewe daarvolgens in. Hemelvaart is een van ons kerklike feeste, soos Kersfees en Paasfees. Maar wanneer jy gaan kyk na die geskiedenis van hemelvaart en jy soek eintlik 'n bietjie inligting daaroor, oor die viering van hemelvaart, kry 'n mens amper min tot niks nie. Ons weet nie presies hoe die eerste Christene daardie eerste hemelvaart gevier het nadat Jesus opgevaar het hemel toe nie. En daarom dink ek is die groot uitdaging om te verstaan hoe pas hemelvaart in ons geloofslewe in. Hoe pas hemelvaart in ons alledaagse lewe in? Ons lees baie min oor die kerklike viering van hemelvaart in die Bybel. Maar broers en susters, oor 'n klompie jare het ek geleer dat wanneer 'n mens die regte vrae vra, jy uiteindelik uit die Bybel uit ook antwoorde kry. En daarom vra ek altyd eers vir 'n Bybelteks of ander Bybelteks, wat sê hierdie gedeelte vir my van God en sy verhouding met die mensdom? In die tweede plek, wat sê hierdie gedeelte en hierdie teksgedeelte van my verhouding met God? En wat sê hierdie teksgedeelte in die derde plek van my verhouding met my medemens? En in hierdie gedeeltes wat ons saam gelees het, lees ons dat Jesus se volgelinge verstom na die hemel gestaar het. Hulle het sopas gesien hoe Jesus, wat deur hulle weggevat is deur die kruisdood, en toe uiteindelik weer wonderbaarlik aan hulle verskyn het, weer weggevat is van hulle. En vir hulle was die tweede weggaan van Jesus 'n verskriklike, intense, hartseer oomblik gewees. Hartseer omdat hulle voel of Jesus finaal weggeruk is van hulle af. Hartseer omdat hulle daai finaliteit ervaar van alleen wees. En ek dink, broers en susters, hulle gewaarwording op daardie oomblik, hulle verstaan van God, is 'n God wat hulle alleen los. Alleen met die moeilike dinge waarmee hulle gekonfronteer word. Hulle moet nou aangaan met hulle lewe. Hulle moet dit verwerk. Hulle moet aangaan. Maar hoe? Ek dink hulle het eerstens gevra, hoe los God hulle net alleen? Is dit dan die God van hemelvaart? Is dit 'n God wat weggaan van mense af? Is dit 'n God wat 'n mens los in jou nood?
is dit 'n afwesige God. Ek dink as ons eerlik met onsself gaan wees, dan moet u en ek erken dat ons dikwels ook baie so in ons lewe oor God gevoel het. Vir ons voel dit ook of God ver is. Vir ons voel dit ook dikwels of God weggegaan het en my alleen agterlos met al die probleme, al die verliese, al die hartseer waarmee 'n mens moet worstel. Gesang 518 wat ons ook graag sing, waag dit om te vra, voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan sy bestaan? En ons weet nie regtig wat die presiese emosies van die disippels was op daardie oomblik toe Jesus in die hemel ingevaar het nie. En ons sal dit ook nie werklik weet nie. Wat ons weet, as dat God dit verstaan, as God begrip het daarvoor. God het dit verstaan, broers en susters. God het begrip daarvoor gehad. En uiteindelik kan ons vra, maar hoe weet ons dit? Hoe weet ons dat God begrip vir hulle emosies gehad het en daardie hartseer verstaan het? God laat hierdie volgelinge nie alleen in hulle hartseer en in hulle eensaamheid nie. Want ons lees uiteindelik, hulle het nog so gestaar na die hemel en toe staan daar twee mans met wit klere tussen hulle. En die doel van hierdie mans was juis om iets te verduidelik, om iets vir Jesus se disippels te sê, dat Jesus nie weggegaan het nie, dat God hulle nie alleen los nie, dat hy nie hulle in hulle nood los nie, maar dat hy weer kom. En ons weet uiteindelik dat God weer gekom het met die uitstorting van die Heilige Gees, met Pinkster wat ons eersdaags gaan vier. En dat sy Heilige Gees by ons kom woon en by ons is, en in ons is. 'n God wat uiteindelik nie net langs ons staan nie, maar in ons is. En dit is hoe God nog steeds vandag deur sy Gees by ons is. God wil in elkeen van ons woon. En ons lees, broers en susters, dat God uiteindelik by die deure van ons harte staan en klop. En dit is uiteindelik my en jou keuse of ons vir hom die deur gaan oopmaak. Broers en susters, weet u, in gesprekke in hierdie tyd is ek nie vandag bekommerd dat mense eintlik hulle deure van hulle harte nie vir God wil oopmaak nie. In gesprekke meer en meer word ons meer en meer bekommerd dat mense eintlik so besig raak hier op aarde en met hulle lewe, met die gejaag, met die ratreis van kinders wat besig is en werke, dat ons op hemelvaart te besig raak om stil te staan en fees te vier. Dat dit beteken dat ons eintlik God leer ken as iemand wat nie by ons wil wees nie. Maar uiteindelik, nie omdat God nie by ons wil wees nie, omdat ons te besig raak in ons lewe vir God en vergeet om ons harte oop te maak vir hom. God is 'n God wat almagtig is. En uiteindelik hoef hy ook nie eintlik vir ons eers te vra om ons harte oop te maak nie. God kan dit ingaan as hy wil. Maar uiteindelik het God in sy almag vir ons as mense 'n keuse gegee. 'n Keuse wat ons uiteindelik ook moet maak. Wat leer ons oor ons verhouding met God? Ons leer, broers en susters, dat ons uiteindelik nie kan net staan en kyk nie, maar dat ons ook iets moet doen. Ons kan nie net aan die wêreld gaan vertel van hierdie wonder van Jesus wat in die hemel ingevaar het nie. Uiteindelik moet ons ook lewe as mense wat dit glo.
Ons moet vir die wêreld gaan vertel van hierdie Jesus wat opgevaar het na die hemel om vir ons uiteindelik plek voor te berei. Ons moet dit vertel op ons lippe, maar ons moet ook uiteindelik dit vertel met ons hande en ons voete en ons dade. Waar begin ons? Hoe oorweldig hierdie goed ons nie? Ons het in die gedeelte gelees dat Jesus se volgelinge en Jesus se disippels het begin deur terug Jerusalem toe te gaan. Terug tempel toe te gaan. Daar waar hulle God geloof en geprys het. Vandag kan ons nie fisies terug gaan tempel toe nie. Vandag is die tempel maar die kerk. En op Hemelvaart 2024 kan ons vra en help om te vra, waar staan ek uiteindelik in verhouding met God se kerk? Waar staan ek in my verhouding met God se kerk? Ja, broers en susters, die kerk soos daardie tyd het sy gebreke. Die kerk soos daardie tyd het sy tekortkominge. Maar dit bly die manier hoe die evangelie van God na die wêreld toe gaan. En uiteindelik verstaan ons dat kerk nie net 'n spesifieke gebou is nie. Kerk is uiteindelik 'n gemeenskap van gelowiges. En 'n mens kan nie op jou eie kerk wees nie. 'n Mens het mense en medegelowiges nodig om saam met mekaar kerk te wees. En uiteindelik is dit van hierdie kerk wees en van hierdie gemeenskap van gelowiges van God, waar 'n mens uiteindelik 'n verskil aan 'n stikkende wêreld kan maak. Ons bely graag saam met mekaar Sondag na Sondag en er baie jare heen dat ons glo in 'n een heilige algemene Christelike kerk. Uiteindelik die gemeenskap van gelowiges. Maar broers en susters, bevestig ons dade dit dat ons werklik in so 'n gemeenskap glo. Want as ons sê ons glo in 'n een heilige algemene Christelike kerk, dan beteken dit dat ons ook uiteindelik glo dat verskillende gemeentes met verskillende maniere, met verskillende wyses, uiteindelik ook deel vorm van 'n groter kerk, 'n geloofsgemeenskap van die Here. Uiteindelik is dit die hartseer van vandag, dat baie mense hulle wil self losmaak van hierdie gemeenskap van gelowiges, van hierdie kerk. Maar broers en susters, ek dink wat ons so 'n bietjie erger is juis dat mense so besig raak met hulle eie geld, met hulle eie plesier, met hulle eie dinge, dat hulle nie besef dat hulle wegdryf van hierdie geloofsgemeenskap af nie. Dat hulle eintlik maar net in 'n register staan, maar nie werklik deel is van die gemeenskap van gelowiges nie. Waar staan ons verhouding met God se kerk? Waar staan ons verhouding met die gemeenskap van gelowiges? Ek ken seker almal die storie en u het dalk almal al die volgende prentjie gesien, maar ek ken seker almal die storie van die stompie in die vuur wat uit die vuur uitgeval het en uiteindelik ophou gloei het. Broers en susters, al jy daardie stompie weer kan aansteek, is om hom terug in die vuur te gaan sit. En so is dit met ons as kerkwees ook. Solank as wat ons saam met ander gloei en brand, kan ons uiteindelik die lig vir hierdie wêreld wees. Maar as ons uitrol en eenkant gaan lê, dan brand ons gou uit. Broers en susters, kom ons wees die verandering wat ons in die kerk wil sien. Want in hierdie gemeenskap van gelowiges
het Jesus Christus se volgelinge die moed, die ondersteuning gekry om aan te hou ten spyte van die feit en ten spyte van die uitdagings wat voor hulle gelê het. In hulle omstandighede het niks verander toe hulle verstom gestaan en kyk het hoe Jesus weggegaan het nie. Maar in mekaar se teenwoordigheid, saam met mekaar het hulle die moed gekry om uiteindelik aan te gaan. Saam met die Heilige Gees het hulle saam met mekaar God steeds geloof en prys. Al het dit vir hulle gelyk of Jesus nie meer by hulle is nie. Die Bybel sê vir ons 'n 3-dubbele tou is sterker as 'n enkele tou. En ek praat in die afgelope tyd met 'n klompie onderwysers op 'n onderwysforum en hulle erken dat hulle in moeilike omstandighede juis kan staande bly omdat hulle kollegas het wat hulle ondersteun, wat hulle dra, wat hulle aanmoedig. En daarin het hulle eintlik weer hulle sin vir dit wat hulle doen ontdek. Daarin het hulle sin en betekenis binne in hulle werk weer ontdek. Uiteindelik het hulle omstandighede nie verander nie. Wel nie ten goeie nie. Partykeer word ons omstandighede ook moeiliker as wat ons reeds nou ervaar. Maar deur mekaar te ondersteun en in mekaar se teenwoordigheid te wees, en in die teenwoordigheid van God te wees, leer hulle uiteindelik om ook so te cope. Broers en susters, miskien kan ons leer dat die sin en die betekenis van ons lewe ook daarin lê, dat ons betrokke raak by die mense rondom ons. Want deur betrokke te raak by mense en medegelowiges om ons, ervaar ons vir Jesus Christus. Jesus wat vir ons gevoel het, dat hy eintlik opgevaar het na die hemel toe, en dat hy nie hier is nie. Anders gaan ons die hemelvaart sien as die keer toe God ons gelos het. As die keer toe God eintlik sy rug gedraai het op ons. As die keer toe God nie meer by en aan ons nood antwoorde gee nie. Maar God het die hemelvaart gebruik om eintlik ons weer prakties deel te maak van mekaar se lewe. Maar God hierdie jaar hemelvaart weer prakties deel maak van elke dag se lewe, waar ons eintlik God teenwoordig maak vir ander mense. Mag hemelvaart nie net vir u 'n donderdag aand wees nie, maar mag hemelvaart elke dag se kies word om dit in jou lewe te leef. Amen. Kom ons sing oor God se nabyheid, broers en susters. En ons sing gesang 512, Nader my God by u, vers 1, 2 en 3.
Na die seën sing ons spontaan ons wegsendingslied, Gesang 562, vers 1 en 2. Mag die genade en vrede van een Skepper God, van alle sienlike en onsienlike dinge, by julle wees. Mag julle die genade en vrede van een Here, Jesus Christus, wat sit aan die regterhand van die Vader, beleef. Mag die genade en vrede van die Heilige Gees, wat ons Here en lewendmaker is, altyd oral by julle wees. Amen. Ek herinner u aan Sondagoggend se spesiale Moedersdag erediens. Al ons laerskoolkinders is welkom by ons kinderkerk. Hulle gaan 'n lekker aktiwiteit ook doen. Mag u 'n baie aangename aand hê en veilig wees.